Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend enkele afkondiging voor die diens. En dit is ons kollektes is vir die diens van barmhartigheid. By die deure is dit vir die instandhouding van die erediens, met ander woorde vir die kerkkas. Dit dan wat ons afkondigings betref. Ons gaan vanoggend begin deur 'n paar oomblikke so te sit en dan word ons stil en stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Ons begin hierdie opstandingsmôre se erediens met die woorde: by die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here met die sing van die loflied, Skrifpruiming 1:6, waarin ons bely: ons verlosser een en enig, bring jul in sy heerlikheid. Hy besit die mag vir ewig, voor die vroegste dag en tyd. Eer aan hom nou kragtig magtig, tot in alle ewigheid. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons ook bly staan, sodat ons ons geloof saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die 10 gebooie en daarna gaan ons saam sing uit Skrifbreuming 3:1. Die volk wat in die donker wandel, oor hulle het 'n lig geskyn. Die Christuslig oor alle lande, laat angs en duisternis verdwyn. Die volk wat in die donker wandel. Hoe weet 'n mens jy is in die donker? Hoe weet ons dat ons sondaar mense is? So 'n mooi beeld wat in Psalm 119 ook gebruik word, wat vir ons sê die wet van die Here is soos 'n fakkel wat 'n mens jou ligglans voor jou dra, wat dan die duisternis in jou lewe verjaag. En dis wat die wet van die Here ook doen. In die Bybel verdoof is, het hulle dit anders geskryf. Hulle het gesê die wet van die Here is soos 'n torch in die donker nag. Die rede daarvoor is dowe mense het in hulle woordeskat nie 'n woord vir 'n fakkel nie. Maar dis 'n duidelike beeld wat vir ons sê hoe die wet van die Here die duisternis in ons lewens verjaag. Maar die teenoorgestelde gebeur eers. Die wet wys vir ons die duisternis. Dan lei die wet ons na Christus toe. Want Christus is die lig wat die angs en die duisternis laat verdwyn. En ons gaan dit vanoggend in die preek ook weer hoor. Hierdie angs wat ons so pas bely het, is die angste van die hel. Die duisternis is die Godverlatenheid. Maar ons hoef dit nie te vrees nie, want Christus ons Here het daardie lig op Golgotha weer laat skyn. So kom ons luister vanoggend na die wet van die Here en dan sien ons die donker in ons eie lewens raak, die sonde, maar dan besef ons dis juis hierdie donkerte wat Christus kom verdring het, wat Christus kom oorwin het, ook vir jou en my. Daar staan in die 10 gebooie, God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het hy die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie.
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons antwoord daarop, terwyl ons so bly sit, die sing van Skrifspruiming 3:1. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, wat 'n voorreg om vanoggend ook saam ook te kan sing eer aan God. Om saam ook opnuut herinner te word aan ons Here Jesus Christus en dit wat ons met Paasfees ook vier, sy kruisiging, maar ook sy opstanding vanoggend. Dankie dat ons ook die oorwinning kan smaak in ons saamwees, dit kan beleef. Maar help ons om elke dag te onthou, dis alleen op grond van ons Here Jesus Christus en dit wat hy vir ons gedoen het, dat ons meer as oorwinnaars is. Ja, dat ons u kinders is. Dat ons u ons Vader mag noem. Daarom vra ons dat u die verkondiging van u woord vanoggend ook aan ons lewens sal seën. Dat dit vir ons ook 'n lig sal wees wat die duisternis in ons lewens kom verjaag. Want ons weet, ons is sondaar mense, en alles afhanklik van u genade. Daarom bid ons nie net vir onsself nie, ons bid ook vir hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, hulle wat swaar kry het, hulle wat bekommernisse het. Troos elkeen wat deur beproewing gaan met die wete dat ons Here Jesus Christus is die koning en die verlosser. En juist daarom ook weet ons dat niks ons van u liefde kan skei nie. Maar dat alle swaar kry in hierdie lewe ook verby sal gaan, dat alle swaar kry in hierdie lewe maar tydelik is en nie kan opweeg teen die heerlikheid wat u vir ons in die hemel ook in bewaring hou nie. Ons bid vandag ook op hierdie Paas-Sondag en ons vra Here dat u ons genadig sal wees, ons sondes sal vergewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit doen
en alles van U vra in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons luister vanoggend na 'n gedeelte uit Matteus hoofstuk 27, daarvan af vers 45. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot ondermiddel deur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. En vanoggend dan in besonder daardie eerste 2 verse wat ons goed ken van 12:00 af, het daar duisternis oor die hele land gekom. Dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En dan ook vers 50, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Nou in die lig van dit wat ons hier hoor ook oor die 3 ure van donkerte, sing ons nou saam uit Psalm 97, daarvan die eerste en die 7de vers. Maar hoor mooi wat staan hier. Daar's wolke en donkerheid rondom sy majesteit. Sy rykstroon is gestig op oordeel ingerig en op geregtigheid. Dit is belangrik hierdie in Psalm 97, daar's wolke en donkerheid. Mense assosieer dit nie met God nie. Inteendeel, die Bybel leer ons God is lig en hy sal sy aangesig oor ons laat skyn. Maar hier staan daar iets anders, daar's wolke en donkerheid rondom sy majesteit. Hoekom? Want dit gaan oor sy oordeel, oor sy gerig en sy geregtigheid waaraan voldoen moet word. En wanneer God die sonde straf, dan word dit so donker. En dis hoekom ons teksvers van 12:00 af het dit duisternis geword. So belangrik is. Want oor daardie 3 ure van duisternis op Goeie Vrydag kan ek en jy vanoggend sing, Gods vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Regverdiges wees bly, sing 'n lied daarby, verheug U in die Heer, lof sing sy naam tot eer, hy is hoog en heilig hy. Kom ons staan en ons sing Psalm 97, die eerste en die 7de vers, en dan dink ons ook aan die oordeel van God op Golgotha, maar die uitkoms daarvan in vers 7, dat ons as die regverdig is, geregverdig deur die bloed van ons Here Jesus Christus, vanoggend ook saam ons blydskap in die Here kan bely.
Kom ons staan vir die sing daarvan. Vandag, broeders en susters, soos wat dit met Paasfees die gebruik is, kyk ons na die betekenis daarvan vir ons lewens. En besonder vandag dan die belydenis ook dat Jesus in ons plek deur die angste van die hel gegaan het. Dit is belangrik ook op opstandingsmôre dat ons sal besef wat ons daarmee vir mekaar sê as ons sê hy het deur die angste van die hel gegaan, want met die opstanding sê dit vir ons, toe hy daar op Golgotha gesê dis volbring, toe het hy die dood oorwin. En daarom die opstandingsmôre dan iets wat ons herinner daaraan, maar dat ons ook herinner word aan die donkerte wat dit vir Jesus vooraf deurgegaan het. Nou dis belangrik dat ons sal onthou dat die lyding van ons Here Jesus, sy angste, sy smarte, die verskrikking van ons Here Jesus, iets is wat hy deur sy hele lewe op aarde moes dra, maar wat op Golgotha 'n hoogtepunt bereik het. Daar waar Christus die helse smart tot die dood toe gelei het. Ja, reg in die middel van die dag, toe die son op sy hoogste sit, toe mense dit die minste verwag, het dit skielik donker geword. 'n Intense, onvergeetlike oomblik wat duidelik vir almal wat dit gesien het, 'n teken was, 'n wonderteken van God. God wat in die middel van die dag, die sluier van die nag, oor Golgotha getrek het. Maar soos ons dit gesing het, daardie donkerte van God, is God se oordeel, sy oordeelsvoltrekking. En die duisternis, die donkerte in Golgotha wys vir ons die oordeel van God op ons sonde. Sy heilige toorn wat besig was om op Jesus, ons verlosser, ons middelaar, uit te woed. En daardie 3 ure het die hel letterlik na Golgotha toe gekom
En ons verlosser het daar deurgegaan in ons plek. Ja, in die Ou Testament, Amos hoofstuk 9, hoor ons al daarvan. Daar het Amos gesê, daardie dag sê die Here, laat ek die son helder oor dag ondergaan, maak ek dit donker op die aarde, terwyl dit nog ligdag is. Die dag van die Here, waarvan hier gepraat word. En soos God aan die begin van die skepping die heel eerste keer gesê het, laat daar lig wees, het God op Golgotha gesê, laat daar duisternis wees. En daar, in die duisternis, word die kruis op Golgotha die middelpunt van die mensdom. En God laat sy oordeel oor die sonde van die mensdom oor Jesus gaan. Ja, in die donkerte het God direk met ons middelaar, met ons verlosser Jesus gewerk. En dis die mooi daarvan, mensehande is dan uitgesluit. Vir mense oë word dit wat daar met Jesus gebeur verberg. En wat 'n genade is dit nie, dat ons dit nie hoef te aanskou of te beleef nie. Die volle vereffening van die mens se skuldrekening word geëis. Die ewige dood, die dieptes van die hel, benoudheid, angs, pyn, waardeur geen mens kan gaan nie, waardeur geen mens gedra kan word nie. Dit word van Jesus gevra in daardie 3 donker ure. Donker vir Jesus, omdat God homself onttrek van die een wat daar hang. Iemand het dit mooi geskryf, hy het gesê die afgrond van die verdoemenis het oopgegaan om die uitgeworpene te ontvang. Uitgewerp uit die gemeenskap van God, uitgewerp uit die gemeenskap met ander mense. Dis wat met Jesus gebeur. En hoe verskriklik moes dit nie vir hom gewees het nie. Ja, gaan lees 'n bietjie die evangelie van Johannes, hoofstuk 15, 16, 17, daardie donderdag aan voor sy kruisiging. Daar het hy vir hulle gesê, kyk, daar kom 'n tyd en dis nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word en dat elkeen sy eie koers sal ingaan, dat julle my alleen sal laat. Dat julle my alleen sal laat. Maar dan sê hy vir hulle, en tog, ek is nie alleen nie, omdat my Vader by my is. En nou hoor ons hom roep, my God, waarom het U my verlaat? Uitgeworpene van God, uitgeworpene van mense. Die angste, die dieptes van die hel. Maar tog belangrike woorde van Jesus, my God, waarom het U my verlaat? Want daardeur vertel hy vir ons van daardie 3 ure van duisternis. Negatief vertel hy vir ons, die Vader het hom in sy liefdevolle gemeenskap aan hom onttrek. Al die gunste en gawes en seëninge waarin God mense laat deel, het God hom ontneem. Selfs sy lig, selfs die son, selfs God se aangesig, wat helder oor ons skyn, is hom ontneem. Dit terwyl mense in al hulle wreedheid met Jesus gehandel het en God hulle laat begaan het. Terwyl die engele teruggehou word en toe kyk. Selfs die troos van die Heilige Gees nie daar is nie. En die Satan soos 'n brullende leeu op hom toegesak het. Dis die negatiewe. Maar ook hier in 'n positiewe, broers en susters,
God laat die ewige dood op Jesus afstorm, sonder om dit te keer, want God weet, hy is die een. Hy is die een wat sal oorwin, sodat ons ook in daai oorwinning kan deel. Dis juist hierdie heerlike troos wat in die Bybel keer op keer vir ons verwoord word. Paulus skryf vir die Korintiërs in hoofstuk 5 vers 21, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek is. In Galasiërs 3 skryf Paulus ook, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Ook in die Ou Testament, Jesaja profeteer en sê, ons het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sondes op hom laat afkom. Daarom alleen het ons die troos dat ons nie self die helse smart hoef te ly nie. Ons het die troos dat ons nie self die helse smart hoef te ly nie. Daarom daardie belangrike uitroep van Jesus in vers 50 wat sê, Jesus het hard uitgeroep en die asem uitgeblaas. Wat het hy uitgeroep? Die ander evangelie sê vir ons wat hy geroep het. Hy het gesê, dit is volbring. Bedoelende dat die werk wat die Vader hom gegee het, voltooi is. Dat hy sy lewe self aflê vir diegene wat hy liefhet. Ons almal ken sy woorde in Johannes 10, ek is die goeie herder en ek lê my lewe af vir my skape. Hy het presies geweet wat hy doen. Sy lewe word nie van hom af weggeneem nie. Inteendeel, hy het self dit afgelê en daarom ook die woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En daarom broers en susters, die profesie van Jesaja wat sê, na sy bittere lyding sal hy weer die lig sien. En hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf op hulle sondes dra. Daarom het sy dood vir ons soveel betekenis. Want broers en susters, met sy dood het die strale van die son weer die duisternis op Golgotha gebreek. Daarom sê Johannes, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die nuwe dag het op Golgotha aangebreek. 'n Dag wat nooit weer deur die duisternis van sonde oorweldig sal word nie. Die nuwe skepping, die nuwe mensheid, verwerf deur sy bloed, het daar 'n werklikheid geword. In Jesus, die helder môre ster op Golgotha, het God met die herskepping begin. En so is Christus se dood vir ons eintlik 'n waarborg van ons verlossing, en daarom die tekens wat daarmee gepaard gaan toe hy sterf. Ons almal onthou altyd die geskeurde gordyn, die voorhangsel in die tempel wat van bo na onder middeldeur geskeur het, wat vir ons sê daar is vir ons vrye toegang tot die allerheiligste, tot God se teenwoordigheid, dat ons God nou ons Vader kan noem. Maar ook 'n ander teken. Die aarde wat skud, die rotse wat bars, die grafte wat oopgaan, gelowiges wat uit die grafte uitkom, wat vir ons kom sê, die ewige dood as straf vir ons sondes is gedra. En dan daardie Sondagmôre, die graf van ons Here Jesus Christus wat ook leeg is.
En wat sê al hierdie dinge vir ons? Dit sê vir ons dat in Christus ons dood ook 'n nuwe betekenis gekry het. Paulus sê vir ons dat die dood van sy angel ontneem is. Hy skryf dit in 1 Korintiërs 15, dan sê hy, dood, waar is jou angel? Want die angel van die dood is die sonde. En daai angel is hom ontneem. Want by ons dood word ons om Christus ontwil, volkome van die sonde bevry. Dit waarmee ons vandag nog sukkel, dit waarmee ons vandag nog worstel, die dag as jy jou asem uitblaas, wat sien jy? Dis 'n belangrike vraag. Ek weet baie mense wonder daaroor. Maar een ding kan ek u beloof, ek gaan nie die duisternis sien nie. Ek gaan nie die donkerte sien nie. Kinders van die Here sien die lig. Die lig van God, die lig van ons Here Jesus Christus, die lam wat vir ons sondeskuld geslag is. Ja, nou alreeds, selfs in ons dood sien ons die oorwinning van Christus. Het ons die troos dat ons nooit van God verlate sal wees nie. Inteendeel, ons dood het nou vir ons 'n deurgang geword na die ewige heerlikheid, na die ewige lewe. Onthou jy Jesus se woorde aan daardie bekeerde rower wat langs hom aan die kruis gehang het? Toe Jesus vir hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daardie man het die lig van God gesien. Want Jesus se dood, sy begrafnis en sy opstanding ter wille van ons sondes het nou al reeds effek in ons lewens. En so sal ons dit vanaand ook sien, daardie effek moet nou al na vore kom in die nuwe lewe wat ons in Christus het. Dat ons nou al daarna sal strewe om dit wat ons eendag in die volheid gaan beleef in ons lewens 'n werklikheid te maak. Maar wat vra dit van jou en my? Dit vra van ons dat ons eie sondige begeertes, ons eie lustes, ons eie sonde sal kruisig, sal doodmaak en begrawe. En die lig van Christus in ons lewens sal laat skyn. Deur onsself ook soos Christus as lewende en heilige offers aan God te gee. Met die klem op lewende en heilige offers. Want Christus het klaar in ons plek gesterf. Dis die troos waarin ek en jy kan deel. Maar ons moet ook die ander rower onthou. Dis hoekom maar 3 kruise op Golgotha was. Daar was ook 'n rower wat saam met die mense gespot het. Wat nie soos die rower aan die ander kant kon sê ek kry wat ek verdien nie. Wat nie soos die Romeinse soldaat toe Jesus sterf kon bely, hierdie man was werklik die seun van God nie. Vir hulle was daardie donkerte 'n teken van dit wat wag. Want wie nie in Jesus Christus as gekruisigde glo of wil glo nie, sal die dag as hulle oë toemaak, self die roep van God verlaat en uitroep. Die duisternis van Golgotha sal hulle tot in ewigheid moet ondergaan. Want vir hulle word die poorte gesluit. Maar vir ons, en daarmee sluit ons af, onthou dit vir ons wat bely dat Jesus Christus gesterwe het, begrawe is en al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Vir ons word hierdie belydenis wat ons elke week bely 'n belofte. 'n Belofte dat Christus in ons plek deur die angste van die hel is.
En dat in ons lewens die lig van God, Gods vriendelike aangesig, altyd vrolikheid en lig sal straal. Inteendeel, selfs vir mense hulle donkerste uur, die dag van hulle sterwe, word daardie lig vir jou en my net helderder. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons in U lig mag lewe. Ja, dat ons elke dag, elke oomblik, tot in ewigheid kan leef in die strale wat skyn vanuit U en die Lam, ons Here Jesus Christus. En dat ons nooit weer die donkerte hoef te vrees nie. Die donkerte van die hel, van 'n lewe sonder U nie. Dankie dat ons mag weet dat ons Here Jesus Christus in ons plek deur daardie donkerte gegaan het. Dat ons mag weet hy het dit oorwin en dat toe hy gesterf het, die son weer geskyn het en vir ons 'n nuwe dag aangebreek het, waarvan Jesus self die helder môrester is. Daarom vra ons dat U op hierdie Paasondag, waar ons dink aan die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus, dat U ons deur die Gees en deur die Woord so sal lei dat ons sondige natuur met sy hartstogte en begeertes sal kruisig. En dat deur die Heilige Gees elkeen van ons ook opgewek word tot die nuwe lewe wat ons in Christus het. 'n dankbaarheidslewe, gehoorsaam aan U tot die eer van ons Here Jesus Christus. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid te gee. Skrifberuiming 18:7, sing vers 10, 11 en 12, waarin daar staan: Nasies vry van die gerig, kom uit nuwe wêreldlande om te wandel in die lig. Dan ook in vers 11 staan daar die mooi woorde: want daar sal geen nag meer wees nie.
Heerlikheid en eer alleen trek dan deur die poorte heen. Maar belangrike woorde ook, daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom. Al van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan. En wie se name staan in die lewensboek? Dis God se uitverkorenes, hulle wat glo in Jesus Christus, ons Here. Wat glo dat hy ook in ons plek deur die angste van die hel gegaan het in daardie 3 ure van duisternis op Golgotha. En daarom weet ons, vir ons sal daar geen nag meer wees nie. Kom ons staan, ons sing vers 10, 11 en 12, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, waarin hy self ook vir u sê dat hy sy lig oor u sal laat skyn. Die Here seën u en u behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen. Baie dankie broeders en susters, ons het nie baie afkondigings nie. Ons vra maar dat ons die groepe dophou vir die week se wegneem ete. Dit is ook een van die dae weer 'n wegneem ete. En ek sien seker is daar tee. Daar's nie tee vandag nie. So ons kan almal lekker by die huis gaan tee drink saam met die familie en vriende. En dan môre het ons 'n troue, so julle twee moet gou hiernatoe kom hier in die kerk. Hulle gaan die kerk vir ons mooi maak vir vanaand se aanderediens, dink ek.
Baie dankie, ons kan maar na buite beweeg.